Groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Ties. Welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons daagliks hoofstuk uit die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Galasiërs hoofstuk 6 en die opskrif lees: wat jy saai, sal jy maai. Liewe broers en susters, wanneer iemand iets doen wat verkeerd is, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so 'n uitvoering aan Christus se liefdeswet. Julle weet dat mense wat baie van hulle self dink terwyl hulle niks is nie, hulle self bedrieg. Daarom moet julle almal eerder julle eie gedrag toets, dan kan julle op julleself trots wees sonder om julle met iemand anders te vergelyk. Ons weet tog almal sal oor hulle self verantwoording moet doen. Iemand wat in die woord van God onderrig word, moet die een wat onderrig gee in alle goeie dinge laat deel. Moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom spot nie. Wat mense saai, sal hulle ook maai. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai, sal op grond daarvan die dood oes, terwyl hulle wat op die land van die Gees saai, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Terwyl ons die kans het, moet ons dus goed doen aan alle mense, maar veral aan medegelowiges. Julle sien aan die groot letters, ek skryf nou met my eie hand. Al daardie mense wat julle wil dwing om besny te word, vir hulle gaan dit net om uiterlik die regte indruk te maak, sodat hulle nie oor die kruis van Christus vervolg word nie. Hulle wat besny word, leef self nie werklik volgens die wet nie. Hulle wil julle egter laat besny om met die operasie aan julle liggaam te spog. Maar ek wil my op niks anders beroem as die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Want daardie is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Dis nie belangrik of iemand besny of nie besny is nie, maar dis belangrik of iemand 'n nuwe mens is. Mag God se vrede en onverdiende liefde met almal wees wat volgens hierdie beginsel lewe. Hulle is God se Israel. Verder moet niemand vir my nog moeite aandoen nie. Ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Liewe broers en susters, mag die onverdiende goedheid van ons Here Jesus Christus met julle gees wees. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.